met respek gesê. Nie alles wat jy glo is waar nie. Nie elke stem verdien jou vertroue nie. Want leuns klink dikwels logies. Hulle fluister. Volg jou hart. Jy is alleen. God is teleurgesteld. Jy sal nooit verander nie. Selfs in die woestyn het die vyand die woord aangehaal, want sy grootste wapen was nog nooit om God se waarheid weg te vat nie, maar om dit net genoeg te verdraai dat dit soos die waarheid klink. Maar Jesus antwoord nie met gevoel nie, nie met opinies nie, nie met kultuur nie. Hy antwoord met waarheid. En waar waarheid inkom, verloor leuns hulle stem. Vandag kom ons nie net om liedere te sing nie. Ons kom om kettings te breek, ons kom om leuns te ontmasker. Ons kom om die Vader te ontmoet, soos Jesus hom bekend gemaak het. So lig jou oë op, maak jou hart oop. Die waarheid is hier. En waar Jesus praat, moet elke leuen swyg. Goeiemôre. Ek is excited vir vanmôre se woord en ek weet dat die Here 'n spesifieke woord vir jou het vanmôre en as hierdie woord nie vir jou is nie, gaan share hom met iemand daar buite. Ek wil graag asseblief, soos dat ek begin, 2 mense vorentoe roep. Sean, kan jy vir my vorentoe kom asseblief? En dan het ek nie met hom gereël nie. Nathan, sal jy asseblief vir my vorentoe kom? Ek hoop julle het gestudeer, ek hoop julle het geleer. Ek hoop julle is reg vir wat kom. Ek hoef nie te stres nie, want die notas is voor my. So in julle linkerkant hou julle 'n quote vas of 'n stelling vas wat linkerhand, né? Linkerhand. Strike one. 'n quote wat die wêreld maak of iemand gesê het of ietsie wat ons mee lewe en dit is nie altyd volgens die woord van God nie en in julle regterhand hou julle die skrif vas, die woord vas, dit wat in die skrif staan. En vanmôre se woord is ek excited want my tema vanmôre is as die skoen pas. En as die skoen jou pas, trek hom aan en dit is 'n stelling wat in ons lewe so baie gebruik word en ons pas dit toe in ons lewe. Ons trek 'n skoen aan wat mense van ons verwag of mense se indruk van ons is. Maar vanmôre wil ek nie stil staan by wat die skoen sê nie of die stelling sê nie, maar wat die waarheid sê, wat God sê. So ons gaan stil staan by wie die skoen gemaak. Want as ek weet wie die skoen gemaak het, gaan ek weet wat die waarheid is. So vanmôre gaan ek vir hierdie 2 vra en ek wil hê, daar waar jy sit, as jy jou 2 arms beskikbaar het, hak maar uit, los die persoon langs jou, links en regs, né? As dit 'n stelling is wat jy dink die wêreld gemaak het of 'n persoon gemaak het of dis 'n quote soos die Instagram en TikTok sal sê, of is dit skrif, staan dit in die woord van God. OK, heel eerste stelling is God help hulle wat hulle self help. Wat sal julle sê? Wat sê julle sê? God help hulle wat hulle self help. Hy sê dit is in die skrif, wat sê jy? Dis 'n quote. Dis definitief 'n aanhaling, Benjamin Franklin het dit gesê. Volgende stelling, volg jou hart. Wat sal julle sê? Wat sal julle sê? Volg jou hart. Jeremia 17 vers 9 sê, die hart is die bedrieglikste, jy moenie jou hart volg nie.
Dis 'n quote. Nog enetjie. Moenie oordeel nie. Wat sou julle sê? 'n Stelling of skrif? Weet hoor ek 'n quote, het ek nog 'n quote. Matteus 7 vers 1 tot 5 sê, moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Dis skrif julle. As God 'n deur toemaak, sal hy 'n deur of 'n venster vir jou oopmaak. Quote of skrif? Wat sê julle toe sê? Quote? Dis definitief 'n aanhaling. Dan die laaste een en dan kan julle die sitplekke gaan inneem. Die waarheid sal jou vrymaak. Wat dink julle? Julle moet nie na die pastorie voorluister nie. Johannes 8 vers 32 sê die waarheid sal jou vrymaak. Dankie julle twee. Julle kan julle stoele saam met julle neem. Vat dit sommer saam asseblief. Dan het ek beweegruimte. Ons leef in 'n tyd en in 'n plek waar ons alles glo wat ons hoor. Ons hoor mooi aanhalings, ons hoor mooi Instagram posts of ons hoor 'n TikTok of iemand se status en dit klink mooi, dit klink belovend, maar dit is nie noodwendig skrif nie. Vanmôre wil ek 'n paar dinge aanhaal wat die Here vir my geopenbaar het, wat ons gewoonlik volgens lewe en wat ons glo, wat nie altyd skrif is nie. Dit klink amazing, dit klink inspirerend, dit klink so bemoedigend, dit klink amper soos die Bybel. Maar dit is nie die Bybel nie. Dit is nie skrif nie. Dit is nie God se woord nie. Ons maandvers vir die maand is Matteus 4. En daar kom die vyand en julle het nou gehoor Johan sê dat ek gaan nou daai hele stuk vir julle lees. Maar kom die vyand en hy begin nie op 'n plek waar hy die woord weghou nie. Hy gee 'n vervalste woord. Hy gee iets fake. Hy gee iets wat amper goed klink en reg klink. My en jou lewe is gebaseer op quotes of stellings of sienswyses of ons lees boeke van mense wat sekere dinge sê wat amazing is. Dit klink belovend, dit klink inspirerend, maar as dit nie die skoene is wat Jesus vir jou gegee het nie, is dit vals. Gaan dit jou in 'n rigting instuur wat jou nie by jou regte bestemming gaan uitkry nie. So vanmôre gaan ons praat oor as die skoen jou pas. Ek gaan 'n paar skoene noem vanmôre en mag jy sekere skoene vandag uittrek en die een paar skoene wat Jesus vir jou voorberei het aantrek. Maar voor ek begin, kom ons sluit die oë. Dan bid ons saam. Here Jesus, dankie dat U die waarheid is, Here. Dankie dat U die weg, die waarheid en die lewe is. Vanmôre Vader, vra ek dat U Gees met ons hart sal kom praat, dat sekere stellings wat ons volgens lewe en wat goed klink, Here, dat U sal kom uithaal, Vader, want ons wil nie anders te lewe as die waarheid nie, U skrif nie, Here. Mag U skrif vasgemaak word op ons hart en mag ons vandag 'n geloofsoortuiging kry, Vader, dat ons meer moet doen, meer moet insit, Here, meer moet sacrifice om in die woord in te klim. Vader, nie te kom met verskonings en te sê ek is te besig nie of ek het nie tyd nie, Here, maar dat ons tyd sal skep en sal maak om U stem te kan hoor. Soveel mense sê ek hoor nie die Here se stem nie. Vader, ons klim vanmôre in die woord in en ons hoor die stem. Kom en praat met ons. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ek lees saam met julle Matteus 4 vers 1 tot 11. Die vertaling wat ek lees is nie die vertaling wat op die bord is nie, maar dit klink amper maar dieselfde. Maar ek lees dit saam met jou. Toe is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die vyand of deur die duiwel versoek te word. Die Gees het Jesus in die woestyn ingelei. 40 dae en 40 nagte het hy niks geëet nie en naderhand het hy begin honger word. Die versoeking het toe gekom en vir hom gesê, dis nou die vyand, as U die seun van God is, sê vir hierdie klippe hulle moet brood word. Maar hy antwoord, daar staan geskrywe, 'n mens lewe nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Daarna neem die duiwel hom na 'n heilige stad toe en laat hom op die hoogste punt van 'n tempel staan en sê vir hom, as jy die seun van God is, spring af. Daar staan ons geskrywe, hy sal sy engele oor jou opdrag gee en hulle hande sal jou dra sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. En Jesus sê vir hom, daar staan ook geskrewe,
Jy mag die Here jou God nie op proef stel nie. Toe neem die duiwel hom na 'n hoë berg toe, wys hom al die koninkryk van die wêreld met hulle pragt en hy sê vir hom, dit alles sal ek vir u gee as u neerval en my aanbid. Maar Jesus sê vir hom, gaan weg Satan, want daar staan geskrewe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna het die duiwel van hom af weggegaan en hom laat rus en die engele het gekom en hom versorg. Voordat ek verder aangaan, jy kan nie iets vir iemand gee wat jy nie het nie. Jy kan nie vir iemand in die hand iets gee as jy dit nie het nie. Hier kom die vyand en hy sê, hierdie hele koninkryk is joune. Ek wil net daai stelling vasmaak vanmôre. Ons lewe in 'n wêreld waar die vyand sy hou vas het. Maar as ek en jy kinders van God is, gaan ons in ons loop in plek en ons breek sy hou vas. Ons breek daardie ketting. Ons trek skoene aan van boldness en bereidheid en geloof en ons beweeg in plekke in dat die Here nie, die vyand nie kan weggee wat nie syne is nie. Want ons roep koninkryk terug. En vanmôre gaan ek die stelling baie gebruik met respek gesê en ek sê dit met alle respek in my hart. En ek het stil geword en elke stelling wat ek daarna gaan sê, het ek by die Here gehoor en ek wil graag dit met jou deel en ek hoop dat jy die woord vanmôre sal vat, nie as 'n woord wat jou laat in skaamte lê of staan nie, maar woord wat die waarheid in jou sal wakker maak. Dat jy sal opstaan in boldness en uitbeweeg en in die waarheid lewe. Dit is opvallend dat Satan nie vir Jesus met die sonde versoek het nie, hy het begin met sy identiteit. Wat ons nou net gelees het, is die vyand het dadelik begin, as hy die seun van God is. Baie keer kom die vyand na jou toe, jy is mos 'n kind van God. Jy sê mos jy is. Hy probeer nie eers Jesus se krag aanval nie, hy probeer sy identiteit aanval. Vanmôre praat ek met jou, praat met jou identiteit. Mag die Heilige Gees jou identiteit kom vasmaak vanmôre, dat jy weet wie jy is in Christus. Jaco sê dat die laaste paar weke so baie, en dit is vir my so amazing, ek probeer nie God die Vader, as my Vader te wen nie, of ek probeer nie sy kind wees nie, of hy is my pa of hy is nie. My klein seentjie probeer nie 'n posisie en plek in my huis kry om my kind te wees nie, hy is my seun. Mag jy vanmôre jou identiteit verstaan, die skoene van Jesus aantrek en wandel volgens 'n kind van God. Want jy weet, as die vyand jou identiteit kan verander, sal jou gedrag van self begin verander. Jy kom op 'n plek in jou lewe waar jy sê, iets het verander. Iets is bietjie uit lyn uit. Of ek voel nie meer soos wat ek gevoel het nie. Dit voel nie meer reg nie, of voel nie meer normaal nie. Dit voel of ek terugbeweeg het, of stil gaan staan het. Sien die vyand kom op 'n plek en hy sê vir jou, dit is waar jy is. Maar dis nie, as jy 'n kind van God is, staan ons nie stil nie. Ons is op missie. Ons beweeg. Dit voel dalk of jy stil staan, maar die Here is besig. Ek gaan nou dit aanhaal. Die vyand haal uit die Bybel aan. Hy sê, daar staan geskrywe. Jy sien, baie keer gaan mense na jou toe kom en sê, dit staan geskrywe. Hierso het die vyand Psalm 91 aangehaal, maar hy het hom teks buite konteks aangehaal. Ons hoor baie keer stellings en ons leefwyse volgens daai stelling, maar dit is skrif. Gaan lees net so 2 of 3 verse voor dit en so 2 of 3 na dit, dan sien jy die konteks van daardie skrif. Ons probeer ons eie hart sis, of ons eie gemoed sis, en ag, sies tog shame, jy gaan okay wees, of jy's maar, dis aanvaarbaar. Doen dit wat jy wil doen. Gaan aan, dit staan in die skrif, ek mag so ek sal. Maar ons teks buite konteks, selfs die vyand het Jesus teks gegee, maar teks buite konteks. Maar God gebruik sy woord, om Jesus van God se wil af weg te trek. Ek het nou my plek vir, sorry. Okay. Maar die vyand gebruik teks buite konteks. Hy wil God se woord vat om Jesus van God se wil af weg te trek. Maar Jesus antwoord, daar staan ook geskrewe. So ek en jy wat kinders van God genoem word, van die skrif ken. Ja, maar Neil, ek sukkel. Ek kry dit nie geleer nie, ek kry dit nie gememoriseer nie. Dit is 'n leefstyl, julle. As jy in die môre opstaan en jy weet jy met jou tande borsel, jy het nie net begin met tande te borsel, iemand het jou tande vir jou geborsel. Ek moet elke oggend my seentjie se tande borsel. Altyd sulke wit kolletjies as ek by die werk kom. Want hy wil met my praat terwyl ek sy tande borsel. As jy skrif leer, jy begin, meng jou met mense wat jou skrif kan leer. Vandag dat jy hierso sit of jy aanlyn diens kyk, beteken dit jy is honger om te hoor. Dit is waar jy skrif hoor, maar dit is nie daar gelaat nie, ek moet self.
My seentjie sal later dan sê, papa, ek wil self, en dan begin hy sy tande borsel, dan los ek hom. Dit is waar jy op 'n plek moet kom, waar jy die skrif self leer ken, God se stem herken, en weet hoe jy moet wandel. Al kom die vyand en sê vir jou wat. Ek sien, skrif verklaar skrif. Woord, Bybel, verklaar Bybel. Hierdie Bybel, hierdie woord is amazing. Ek moenie my lewe probeer regverdig volgens een vers of een skrif, maar daar staan geskrewe nie. Lees konteks binne konteks. Ken die woord van God. Ken God se hart en wandel in sy weë. Want ek en jy het konteks nodig. Ek en jy het Christus nodig. Ons het die Heilige Gees nodig. Hoor baie mense deesdae vir my sê, Neil, ek kan nie. Ek kan ook nie, maar ek het die Heilige Gees. So daarom kan ek. Vanmôre wil ek vir jou sê, jy het die Heilige Gees tot jou beskikking. As jy 'n kind van God is, het die Heilige Gees tot jou beskikking. Hy lei jou, hy help jou. Baie keer dink ons God is so ver en ek moet my alles doen om dit te verdien en daar te kom, en dan trek ek sekere skoene aan van gemak en dan dink ek, ek kan nie, ek's nie goed genoeg nie, of ek het nie die uithou vermoë nie, dan gee ons my op en dan gaan ons in 'n ander rigting in. Ons dink ons moet wen of verdien om op 'n plek te kom. Ons het die Heilige Gees wat jou saam met God as een sit, wat jou een maak. Jy hoef nie dit te verdien nie, jy's klaar sy kind. Jy het klaar 'n posisie en 'n plek. Met respek gesê, nie alles wat geestelik klink is van God af nie. Nie alles wat op Facebook staan is die waarheid nie. Nie alles wat op 'n koffiebeker gedruk is teologies nie. Nie alles wat predikers sê is noodwendig skrif nie. Selfs Satan het die skrif aangehaal. Die vraag is nie, kan iemand 'n vers aanhaal nie. Die vraag is, word die vers reg verstaan? Vanmôre wil ek vir jou vra, wat se skoene dra jy? Efesiërs 6 sê dit so mooi, die wapenrusting van God, en selfs daar skoene. Skoene van bereidheid, skoene wat wil uitgaan, skoene wat wil loop, skoene wat wil waarop jy kan staan en ver beweeg, en skoene wat jy na 'n rigting en 'n plek toe kan vat, ver bo jou verwagtinge. Maar jy moet bereid wees om dit aan te trek. Maak en jy het sekere skoene aan wat ons in 'n gemaksposisie sit, of ja, ons cruise. Ek vat dit maar net dag vir dag. Dit gaan oukei wees. Nee, die Here wil hê jy moet go, die Here wil hê jy moet gaan, die Here wil hê jy moet beweeg. Ons kom op 'n plek waar ons lysies voor God sit en ons vra, Here, seën hierdie, help hierdie, wees met hierdie wat goed is. Hy is 'n pa, hy wil hê jy moet met hom daaroor praat, maar hy wil hê jy moet op missie wees. Hy wil hê jy moet beweeg, nie vashou nie, maar gaan. Die woord wat die Here die heel oggend al in my hart sit is, I am more than enough. Ek is meer as genoeg, sê die Here. Mag jy vanmôre in jou hart vasmaak, hy is meer as genoeg. Daar waar jy tekort kom, daar wat jy niks het nie, of min het, of 'n verwagting het, hy is meer as genoeg. As dit alles weg is, dit was so mooi, my vrou het gisterand, ek het regtig probeer wakker bly, sy het my alles vertel wat gister hier by die vrouekonferensie gebeur het, en dit is amazing, het gevoel of ek hier was. Ek dink sy het selfs beweeg soos Geraldine. Maar sy het die hart gedeel, en dit was so mooi om te sê, ek het nie daai nodig nie, ek het God nodig. Daai is nie nodig nie, ek het God nodig. He is more than enough. Ek en jy trek sekere skoene aan, en ons gaan nou daaroor praat, van wat ons in sekere plekke en posisies plaas, waar ons die roete, die bestemming mis. Mag ons vanmôre die skoene van bereidheid aantrek, en beweeg waar God wil hê ons moet beweeg. Die eerste paar skoene wat ek vanmôre wil aantrek, wat ons baie keer aantrek, en ek wil vir jou sê, as jy hierdie paar skoene aantrek, praat met die Heilige Gees. Die gemaklike skoene. Hierdie is seker die gewildste skoen van ons tyd. Hierdie skoene sê, doen wat vir jou werk. Jy moet net gelukkig wees. God verstaan mos. Moenie so ernstig wees oor die Bybel nie. Dit is die gemaklike skoene. Ons trek baie keer sulke skoene aan, ek wil net gemaklik wees. Ek wil net kom en gaan, ek wil chill. Dit is die gemaklike skoene. Dit druk nie, dit vra nie opoffering nie, dit vra nie bekering nie, dit vra nie gehoorsaamheid nie, maar Jesus het ons nooit geroep vir gemak nie. Hy het mense geroep na die kruis toe. Hy sê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Die probleem met gemaklike skoene is dat dit nie jou leer om God
dat dit jou leer om God aan te pas by jou lewe, as wat dit jou leer om jou lewe aan te pas by God se hart. So mag ek en jy nie in 'n lewe waar God moet aanpas by ons nie. Ons lewe en ek nou maak ek tyd vir hom. Here, is dit goedkeuring? Is reg? Ek het dit klaar gedoen. Die transaksie is klaar deur, maar as dit sharp, as dit nie wil is nie, laat die bank dit net reverse, dat dit terugkom, en dan weet ek is van U af. Ons redeneer baie keer so. Ons maak 'n keuse of 'n besluit en ons het dit klaar gemaak. Ons het al klaar voet in die deur. Ons is al klaar verder as wat ons sou gewees het. Dan vra ons vir God se goedkeuring en as dit nie is nie, maak hy die deur toe. Maar laat ek net my been uit die deur uithaal as hy maak maar toe. Ons gaan in 'n rigting in en dit is 'n gemaklike rigting. Of is dit net ek? Ek praat vanmôre met myself. Ek vra vandag, hoeveel van die wêreld kan ek hê en nog hemel toe gaan? Die eerste Christene, en ek bid, en Jaco sê dit ook altyd so mooi, ek quote baie Jaco, laat gat hy. Ons wil die God van die Bybel in vandag se wêreld sien. En ek het dit nie by Jaco gehoor nie, sy vrou het dit aangehaal, by 'n 4 weke van groei. Die eerste Christen het gesê, hoeveel van Christus kan ek hê? Ons sê, hoeveel kan ek van hierdie wêreld hê en dan wil ek hemel toe vat. Dan wil ek hemel toe gaan. In my gemaklikheid, in my gemaksone. Ek het my gemaklike slippertjies aan. Ons moet daai slippers uittrek. Met respek gesê, ons leef in 'n kultuur wat gemak aanbid. Jesus roep ons vir gehoorsaamheid, nie vir gemak nie. En gehoorsaamheid sal jy soms op plekke neem waar jy nooit gemaklik gaan wees nie. Baie mense kom en sê, Neil, ek sê vir my lekker daar nie. Ek wil nie daar wees nie. Great. Jy is besig met jou roeping. Jy is presies waar die Here jou wil hê. Hy wil nie hê jy moet die storms beleef nie. Hy wil hê sy lig moet skyn oor die storm, dat die storm kan gaan lê. Trek jou gemaklike skoene uit. Tweede skoene wat ons baie van hou. Dit lyk mooi. Is die gewilde skoene. Is gewild. Almal dra dit. Dit pas by die mode. Kry baie likes. Maar dit vra een vraag, daai skoene. Wat gaan mense dink? Wat gaan hulle van my sê? Wat is hulle indruk van my? Dit is 'n skoen wat goedkeuring soek. Jy neem jou besluite op grond van mense se applous. Jy sê wat aanvaarbaar is vir ander mense, wil jy net nie op iemand se toon trap nie. Jy swyg weg van wat jy behoort om van te praat. Die wêreld sê pas net in. Jesus sê wees lig. Lig probeer nie inpas by die donker nie. Lig verander die donker. Galasiërs 1:10 sê, soek ek dan nou die guns van die mens of soek ek dit van God? As ons daai skoene aantrek, soek ek die guns van die mens of soek ek dit van God? As ek my nice inskoene aan het, dan blend ek in die wêreld. As ek 'n introvert is, dan camouflage ek so tussen die mense deur. Ek gaan net nie iets sê wat uit plek uit is nie. Of as ek 'n ekstrovert is, wat wil julle hoor? Want dit gaan ek vir julle sê. Maar ek as kind van God praat nie volgens hierdie wêreld nie. Lyk nie volgens hierdie wêreld nie. Lyk soos lig. En hierdie is die skakelaar. Hierdie woord is my skakelaar. Want dit voer my. En ek kan nie aan en af switch nie. Ek kan nie gou hierdie skoene uittrek en dan weer my slippers of my nice moois aantrek nie. Ek moet een paar skoene dra. Ek is dieselfde. Hoekom? Want hy is dieselfde. Gister, vandag en môre. En het jy 'n geskiedenis? 100%. Het jy al daai skoene uitgetrek? Ek hoop so, ek bid so. Het jy dalk blaase of letsels? Moontlik. Maar dit definieer jou nie meer nie. Dis nie meer wie jy is nie. As jy nog hy skoene dra of die veders is al los en jy nog nie uitgetrek nie, mag vanmôre die geleentheid vir jou wees om dit uit te trek. Met respek gesê, as mense altyd saamstem met alles wat ons sê en doen, leef ons dalk anders as die wêreld of lewe ons soos Christus? Kom ek sê dit weer. As mense altyd saamstem met alles wat ons sê en doen, leef ons dalk nader aan die wêreld as aan Christus. Want Jesus wat ons volg, hy praat die waarheid. En die waarheid is nie altyd gewild nie.
Ek praat met my een chom, Jan Hendrik, hy is nou net hier in die gemeente. Is lekker om 'n nuwe boeta te hê. Hy sê ek moes vriende verloor as gevolg van die skoene wat ek dra. Jy gaan partykeer mense verloor. Ja, maar hulle moet deel van my lewe wees. Hulle was nog altyd. As hulle nie die skoene kan aantrek en die roete dra wat jy dra nie, gaan jy hulle mis. Maar los ons hulle daar? Nee. Here, ek bid dat U iemand sal stuur om hulle te help om die regte skoene aan te trek. Bid, bid, bid. Dis nie van vergeet nie. Tree in. Lê hulle by U voete neer. Volgende skoen waar ek baie keer tekort kom, die gevoelensskoen. Hierdie skoen is baie gevaarlik. Hy voel reg. Hy sê, volg jou hart. Vertrou jou gevoelens. As jy vrede daaroor het, doen dit. Maar die Bybel leer ons nooit dat gevoelens ons kompas moet wees nie. Jeremia 17 vers 9 sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ons het dit nou gesê. Jou hart is bedrieglik. Ag, maar het voel net reg. Hierdie persoon is net amazing. Ek voel sommer verlief. Love at first sight. Of jy wil 'n besigheid begin, of jy wil in 'n rigting in beweeg, of saam met iemand in besigheid ingaan, of jy wil 'n besigheidsbesluit maak, dit werk net. Dit lyk net of dit kan net. En ons maak 'n besluit van gemak met ons gevoel sonder om Jesus te raadpleeg. Sonder om Jesus te vra, wat is die skuif wat ek moet maak? Waartoe moet ek beweeg? Wat moet ek doen? En dan kry ons 'n antwoord, maar ons like nie die antwoord nie. Dit voel nie lekker nie. En dan wat ons baie keer doen is, ons gaan op ons gevoel. Ja, ek hoor wat hy sê, maar ek weet beter. Ek weet beter. En ek het baie keer in my lewe het ek sulke besluite gemaak van, ek glo ek weet beter. Want jy letsels, want jy het 'n kop bietjie hard gestamp. En dan moet jy in nederigheid en in liefde voor Jesus gaan staan en sê, Here, dankie dat U oop arms my ontvang. Help my om hierdie skoene uit te trek. Ons gevoelens verander gedurende. Vandag voel ons sterk, môre voel ons moedeloos. Vandag voel ons nader aan God, môre voel ek alleen. As ek my lewe moet bou op gevoelens, sal my geloof saam met my emosies af en op gaan. En ons emosies moenie, ons geloof moenie af en op gaan nie. Ek's 'n kind van God. Moenie veg vir dit nie. Ek weet nie of ek is nie. Ek moenie beklei vir die posisie nie. Ek is 'n kind van God. Jesus het nie in Getsemane gevoel of hy na die kruis toe moet gaan nie. Hy het gebid, nogtans nie soos ek wil nie, Here, maar soos U wil. Mag ek en jy besluite en keuses maak. Here, my gedagtes, my hart, my emosies, my gevoelens sê dit, maar Here, U wil. Wat ook al U sê, wat ook al ek moet deurgaan, wie ook al ek moet verloor, wat ook al vir my nie logies sin maak nie. Here, weet ek, U wil. Laat alles ten goeie meewerk. So help my om hierdie skoene uit te trek van gevoelens. Dis die verskil tussen disippelskap en selfvervulling. Gevoelens is 'n gawe van God, ja, maar hulle is nie bedoel om jou stuurwiel te wees nie. Gevoelens kom van die Here af. Hy laat jou voel, maar dis nie my kompas nie. My kompas is die woord van God. Mag jou kompas die woord van God wees en nie jou gevoelens nie. As jy in 'n rigting in bestuur of 'n rigting in gaan, los. Sê, Here, ek gaan nie. Laai my af. Gevoelens, laai my af. Ek wil uitklim. Here, stuur U my. Nog 'n paar skoene wat ons aantrek is die skuldskoen. Hierdie skoene dra baie Christene sonder dat hulle besef. Moenie my imagine in hierdie skoene nie. Hierdie skoene dra baie Christene sonder dat hulle besef. Jy stap by mense verby, hulle fluister en dadelik, hulle praat seker van my. Iemand antwoord jou kort af, jy dink seker dadelik, het ek nou iets verkeerd gedoen? Jy word nie na 'n funksie toe genooi nie en dadelik onmiddellik voel jy verwerping. Hoekom? Want jy kyk deur die bril van skuld en verwerping.
Ons trek baie keer hierdie skoene aan van skuld, van skoene, of ons definieer ons huidige omstandighede deur dinge wat gebeur het, of dinge wat mense oor jou gesê het, en dit is oukei om so te voel. Dit is oukei, want jy het 'n hemelse Pa wat jou intrek en sê, dit is nie waar dit gaan nie. Dit is nie die waarheid nie. Die vyand kom en hy kom bedrieg jou. Hy kom fluister iets wat jy nie moet hoor nie, of wat jy maklik glo, want dit lyk asof alles nou oor my gaan, of dit is my skuld, of skuif jou perspektief, trek uit daai skoene. Here, U weet. U weet. Baie keer lewe ons nie volgens of vanuit Christus se uitspraak oor ons nie. Ons leef vanuit opinies van ander mense, wat ander mense kom sê het. As jou uitspraak vanaf Christus is, dan sê hy, ek het 'n welbehae oor jou. Ek is lief vir jou net soos wat jy is. Jy is die kop en nie die stert nie. Daar's beloftes in die woord van God wat jy nog nie gaan lees het nie, wat die Here oor jou wil spreek, wat hy oor jou wil losmaak, maar jy glo die skuld en die verwerping nog van die verlede of wat om jou aangaan. Fokus op Jesus, mag hy jou vertrekpunt wees en laat beloftes oor jou losgemaak word, sodat jy kan lewe in sy wil. Met respek gesê, baie van ons is nie meer vas aan die verlede nie. Ons is vas aan mense se persepsies van ons verlede. Jesus het Petrus herstel. Jesus het die oorspel vrou vergewe. Jesus het Saggeus aanvaar. Maar baie Christene bly hulle self veroordeel lank nadat Christus hulle vrygespreek het. Dis hoekom ons so maklik dink, mense praat van ons. Dis hoekom kritiek vir ons so diep sny. Ons identiteit is nog vas aan mense en nie aan Christus nie. Jesus het jou vrygemaak. Mense kan jou kritiseer, mense kan jou miskyk, mense kan jou verkeerd verstaan, maar as jy in Christus se identiteit staan en sy skoene aan het, bepaal hy wie jy is en waartoe jy beweeg, nie mense nie. Ek ervaar in my hart as mense wat al 'n ruk lank sukkel met werk, en jy kom by 'n onderhoud aan en jy is so onseker oor jouself, dat die mense voor jou kan sien hoe onseker jy is. En jy stap uit wetend ek gaan dit nie kry nie. Ek wil vir jou sê, Jesus het klaar uitspraak oor jou lewe gemaak. Hy weet wie jy is. Haal daai skuldgevoel af. Of dit wat jy in die verlede aangepak het of gedoen het, wat letsels gelos het, wat jy gedoen. Dit is nie meer wie jy is nie. Jy is 'n kind van God. Jy is die kop en nie die stert nie. Hy gee lewe en dit in oorvloed. Met respek gesê, die wêreld sal altyd probeer om vir jou nuwe skoene aan te trek, maar die evangelie nooi jou elke dag om Christus aan te trek. En wanneer jy Christus aantrek, verander nie jou bestemming nie. Verander nie net jou bestemming nie, jou voetspore gaan begin lyk soos Jesus se. Mag jy loop en wandel en mag mense sê, daai is 'n kind van God. Romeine 12. Kom ons trek vandag nuwe skoene aan. Kom ons trek daai skoene uit en trek vandag nuwe skoene aan. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle liggame stel as lewende, heilige en aan God welgevallige offers. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur vernuwing van julle denke en julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of the mind. Mag my en jou gedagtes verander. Here, kom verander my hart. Jou hart is bedrieglik. Gou vir jou jok. Dit voel lekker. Dit voel goed. Mag jou gedagtes verander, dat God kan kom praat met jou. Hierdie is die wil van God. Hierdie is wat ek moet doen. Hierso moet ek reageer. Hierdie moet ek sê. Hoekom? Want hy is die lig. Hy kom openbaar die mooi. Paulus sê, stel julle liggame as lewende offers. Ek het nog nie gesterf en my lewe vir Christus gegee as ek in skaamte staan nie, of in vernedering staan nie, of voel ek is hoogmoedig nie. Ek moet sterf. 'n Offer hou niks terug nie. 'n Offer sê nie, Here, U kan my Sondag kry, maar my Maandag tot Saterdag is myne nie. Dis nie wat 'n offer sê nie. 'n Offer sê, U is my alles. Ek gee my alles, sodat U my alles kan wees.
My hele lewe behoort aan Christus. En daarom sê Paulus verder, moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie. Moenie skoene aantrek wat nie jou pas nie. Dit lyk of dit pas. Maar as jy 'n wedloop gaan met hardloop, met doelhakke gaan jy seer kry. Ek weet daar's mense wat die Comrades hardloop in vreemde skoene, vir bietjie likes en so aan. Daar gaan nie toonhals oor wees nie. Hakke gaan ook bietjie afgeskuur wees. Trek die skoene aan om die wedloop te voltooi wat Jesus van jou verwag. Dit sal perfek by jou pas. En as dit nie lyk soos die persoon langs jou se skoene nie, is jy op die regte plek. Weet jy hoekom? Want ons is nie gemaak om in te pas nie. Dit is wie ek is. En dit is wie hy my gemaak het. En dit is wie hy sê ek is. En ek gaan lewe en wandel volgens sy woord. Hy kom verander jou denke, nie hy self nie. Ons dink is 'n oorlog met myself. Ag, bly nou stil. Hou nou op. Moenie dit nie, moenie dat nie. Nee. Heilige Gees, kom verander my denke. Kom raak my aan. Moenie iets aanpak wat nie jou battle is nie. Dis syne. En in 'n oomblik sal hy kom stil maak. In 'n oomblik sal hy kom regstel. In 'n oomblik sal jy vrede hê. Maar jy moet by sy voete gaan sit. Dit gaan nie net van self gebeur nie. Dit gaan nie elke keer as jy 'n verkeerde keuse en besluit maak om sê, ag, ek moes nou nie dit gedoen het nie. Here, vanoggend word ek wakker. Ek bely my afhanklikheid aan U. Ek vra Heilige Gees, lei my dat ek die skoene sal aantrek. Dat as ek op 'n terrein loop waar hierdie skoene nie pas nie, dat ek sal vra, Here, is dit waar U my wil hê of moet ek omdraai en weg in 'n ander rigting in beweeg? En as dit ongemaklik begin voel, Here, dit voel of ek hier moet wees, want hier moet mense U stem hoor. En dan moet jy getuig. Maar waaraan koppel mense jou? Elke dag trek jy iets aan, nie net fisies nie, maar jy trek jou waardes aan, jy trek jou oortuigings aan, jy trek jou gewoontes aan, jy trek jou woorde aan, jy trek jou identiteit aan. Die vraag is, wie het ek aangetrek? Jesus of kultuur? Mag ek in Jesus kleed? Wanneer mense jou naam hoor, waaraan dink hulle? Wanneer jy instap by die werk, hoor hulle vrede, hoop, integriteit, of hoor hulle kla, negativiteit, skinder. Want mense onthou nie altyd jou woorde nie, maar hulle gaan jou wandel onthou. Hulle kyk na jou skoene. Want waarheen loop jy? Wie volg jy? In hierdie week het ons as pastore, elke donderdag is daar van ons, kom ons sê, springspastore wat saam bid, sê die Here vir my iets sê, en ek deel dit met Jaco en ander Jaco. Die Here sê vir my, die potte is besig om te prut. Baie van ons het so baie goeders wat ons al afgehandel wou gehad het, dit moet klaar wees, of ons bid vir 'n vernuwing, of iets niets, maar die Here sê, die potte is besig om te prut. Ek is besig om sekere goeders bymekaar te sit vir jou, gee my net kans. Nou 'n prut tydperk is 'n tydperk, dit vat 'n rukkie. Here, maar dis my tyd, ek wil dit nou, dit is klaar, die deadline is môre, ek moet heel aand wakker, gee my tyd. Die Here sê die potte is besig om te prut. Klim 'n bietjie op Google, wat is die prutfase? In Engels is dit simmer. Dis nie die begin van 'n kookproses nie, is ook nie die einde nie. Dis 'n stadium waar die inhoud stadig gaar gemaak word, getoets word en ontwikkel word. Klein borrels begin opkom. Die inhoud begin na die oppervlakte kom. Geure meng. Onreinheid en skuim kom boontoe en dit dryf en dan kan jy dit afskep. Die inhoud word gevorm en voorberei. As ek nie die regte skoene gaan dra, gaan dit wat in die donker gebeur, begin uitkom in die lig. Die Here gaan met jou kan werk, jou hart met werk, en hy sê ek is besig om met jou te werk. Gee my kans om daai skuim wat opkom, die sleg, die negativiteit af te skep. Gee my kans om nuut te maak. Moenie jouself net definieer van wie jy was nie. Jy is nuut gemaak. Jy is duur gekoop. My seun Jesus Christus het alles al klaar vir jou gedoen aan die kruis. Jy is vry en waarlik vry. Trek my skoene aan, sê die Here. Trek daai skoene van gemak en skaamte en gewild. Ek en jy lees so baie goed, sien so baie goed, en dit laat ons goed voel. Stellings, mense se opinies. Glo my, as jy vir een nou 'n kompliment gaan gee oor hoe hy lyk, gaan hy heel dag in die spieël kyk. Kar se speeltjie, by die werk is daar speel. Sy badkamer kom. Wat laat jy na van Jesus?
Sê jy ietsie wat die vars woord wat die Here daai oggend vir jou gegee het, deel jy dit dat iemand die hele dag dit kan nadink? Dat hulle kan skoene aantrek om anders te lyk, dat hulle in 'n veld in kan beweeg waar ek nie nooit gaan wees nie, in 'n beroep of in 'n rigting of in 'n familie waar ons nooit anders of 'n geleentheid gaan kry om te kan getuig van wat die Here vir ons op ons hart gelê het nie. So mag ek en jy in gehoorsaamheid opstaan, skoene aantrek en 'n indruk los dat mense kan gaan getuig daar buite. En dat hulle die hart sal kry om die eerste ding in die oggend skoene aan te trek van bereidheid en te deel met ander. Mag Springs verander. En ek weet dit gaan, hoekom? Want die pot is besig om te prit. Oosrand gaan verander, die pot is besig om te prit. Suid-Afrika gaan verander, die pot is besig om te prit. Die Here is besig, glo dit, spreek dit. En vra vir die Heilige Gees om dit vir jou te wys. Want hy gaan vir jou wys. Jy gaan begin sien oor berigte wat mense sê, dit is 'n leuen, dis nie waarmee my God besig is nie. Sien na sekere waarhede wat waarhede is. As jy by die dokter kom en hy neem 'n ekstraal en hy sê daai arm is gebreek, dis waar, dit is. Maar wat sê my Jesus hieroor? Hy kan herstel, hy kan genees, hy kan regmaak. Jy kan 'n bankbalans print, dis waar. Jy gaan by die vulstasie kom en jy sê maak vol, en sê hulle decline. Nee, dis nie wat my Jesus sê nie. As die Here wil hê jy moet in 'n rigting ingaan, gaan hy jou bless, gaan hy jou seën, hy gaan voorsien, hy gaan die een wees wat vir jou gee meer as wat jy nodig gehad het. Maar hy wil nie jy moet by die huis sit nie, hy wil hê jy moet opstaan en soontoe beweeg, dat jy die wonderwerke kan begin sien. Wonderwerke gaan nie net by jou huis gebeur nie, jy moet uitgaan. Jy moet die skoene aantrek en beweeg. Ek wil jou bemoedig vandag, moenie terugsit nie, beweeg. If you do your best, God will do the rest. Hy het klaar alles gedoen. En hy wil hê jy moet in 'n oorwinning saam met hom lewe. Trek sy skoene aan. Dit wat ons in die wêreld sien, kan of van die Here af wees of van hierdie wêreld af. Maar wat mense na jou kyk, sien hulle of dit wat die wêreld wys, of wys hulle dit wat Jesus in jou doen. As die skoen jou pas, maak dit seker, dit is Jesus se skoen. Want die wêreld verkoop baie keer gemaklike skoene. Skoene wat jou lei in 'n rigting in, wat jy nooit by die bestemming gaan uitkry, waar Jesus jou wil hê nie. Skoene wat gehoorsaamheid vra, nederigheid vra, heiligheid vra, waarheid vra, kruisdra vra. Skoene wat vir jou lewe gee. Met respek gesê, dis tyd dat die kerk moet ophou leef volgens mooi aanhalings, maar weer terugkom na daar staan geskrewe. Want uiteindelik sal die wêreld nie vra hoekom Bybelverse nie geken word nie. Hulle sal vra, het jou lewe gelyk soos wat Jesus, na die Jesus wat jy bely? Ons sê ons is kinders van Here, maar sien hulle dit? Beleef hulle dit? Hoor hulle dit? Het hulle 'n aanraking van liefde binne jou wat jy nie kan gee nie, maar dat die hemelse Vader wat in jou is deur sy Gees liefde sal straal, dat mense se lewens sal verander in 'n oogwink. Want hulle sien wat hier binne aangaan, of hulle ervaar wat hier binne aangaan. En vir jou sê, kom staan net 'n bietjie langer net hier, bly net bietjie hier. Want ek voel daai vrede. Wat doen jy? Ek het my regte skoene aan. Ek weet wie ek in Christus is. Ek sluit af. Ek wil hê jy moet prakties, dit klink weird, moenie jou skoene uittrek nie. Ek weet nie baie van julle se voete stink nie. Nee, ek grap net. Maar in jou hart, terwyl jy oë toe is, kom ons maak ons oë toe. Terwyl jy oë toe is, in jou hart. As jy vanmôre sekere skoene aan het wat jy gehoor het, of dalk aantrek in scenario's of situasies, of maklike 'n skoen change het, en jy is skuldig aan van daai skoene, gaan en gaan trek daai skoen uit. Haal hom af. As jy moet afbuk na jou skoene toe, in jou denkbeelding, of in jou vermoë wat jy kan afbuk, haal hy skoen af. Trek hom uit. As jy nie 'n tone kan raak soos ek nie, dis okay, buig maar jou knie. Trek daai skoene uit. En nou as kinders van God, trek daai gemaklike skoene aan, waar jy jou identiteit van Christus verstaan. En sê, Here, ek trek hierdie skoene aan. Ek wil wandel in U weë. Ek wil loop waar U wil hê ek moet loop. En ek gaan hierdie stryd stry.
Ek gaan hierdie reis hardloop en ek gaan nie terugkruip nie, want ek gaan nie moeg word of mat word nie, Here, want U sê wat die wat op U wag kry nuwe krag. Here, so ek bid dat elkeen wat vanmôre nuut bely dat hulle lewe vir U gee en sê, Here, ons wil die wedloop hardloop. Mag U hulle aanraak nou en mag hulle daai nuwe skoene aantrek. Want as die skoen pas, Here, wil ons seker wees dit is U skoen wat pas. U is die skoenmaker, Here. Die vyand kom vervals en plak 'n label op van dit wat ons dink ons moet dra. Maar ons gaan nie meer nie, Here. Deur die Gees wat in ons woon, gaan ons onderskeid hê van hoe om scenario's te hanteer, hoe om gesprekke te begin en te eindig, hoe om keuses en besluite te maak en hoe om lief te hê, Here. Vader, ons dink ons ken die prentjie van liefde want ons ouers of ons voorouers het ons geleer of plekke en mense het ons geleer van die hoe liefde lyk. Vader, maar as dit nie van U af is nie, Here, kom breek en kom sny dit af dat ons liefde kan saai wat uit U hart en U wil uitkom, Vader. Want U is die weg, die waarheid en die lewe. En mag juke breek, Vader, daar waar ons beweeg, want ons wandel in die weë en die lig skyn deur ons. Ons staan vandag met arms oop en sê kom trek uit en kom trek aan, Here. We are seated in heavenly places. As ek 'n koningskind is, het ek 'n sekere skoen aan. 'n Skoen wat U vir my kom aantrek het. Toe die verlore seun huis toe gekom het sy pa vir hom 'n jas gegee, vir hom 'n ring gegee en vir hom skoene aan sy voete gesit. Here Jesus, dankie. Dankie dat U die stryd klaar gestry het, die oorlog gewen het, vir ons aan die kruis gesterf het en weer opgestaan het, sodat ons vandag nuwe skoene kan aantrek. En dis die skoene wat seer maak nie. Dis die skoene wat skuld laat voel nie. Dis die skoene wat verwyd of stoot nie, Here. Dit is liefde, vrede, vreugde, goedhartigheid, nederigheid en selfbeheersing. Ons kom kleed ons vandag as kinders van God. As jy hier so is of aanlyn kyk en jy het nog nie jou hart vir die Here gegee nie, bid saam met my. Here Jesus, ek gee vandag my lewe vir U. Ek lê alles neer op die altaar. Ek vra dat U sal my sondes kom bely. Kom vergewe wat ek bely. My kom losmaak en vrymaak om in U weë te kan wandel, Here. Kom word my alles. Nie net 'n deel van my nie, kom word my alles. Kom seën my en kom raak my aan. Dankie dat ek U kind genoem kan word. Ek gee my alles in Jesus naam. Amen.